Here loof met ons voorsang. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg om vanoggend hier by U huis te kan wees. Here, ja, ons wil saam met Dawid sê, soos wat hy daar in Psalm 122 sê, ek was bly toe hulle vir my sê dat ons opgaan na die huis van die Here. Here, ja, mag ons elkeen vanoggend met daardie hartsgesindheid van blydskap en vreugde en verwagting hier in U huis sit. Here, ja, ons sien uit na die woord wat Dominee Bill vir ons gaan bring, wat U vir hom gegee het. Here, ons kom bid vir elkeen vanoggend hier. Here, mag hierdie woord vir ons elkeen op ons eie manier iets besonders beteken. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Ek sê die week vir iemand, en ek het nou vir Dominee Bill hulle daar agter gesê, ek dink dinsdagoggend word ek wakker, en ek lê en dink aan myself, wat ook nou in Mamasbury gepreek het, en die boodskap bring, en dis of iets vir my sê, ek bring die voorgereg vir die gemeente as ek hier preek, en Dominee Andrew doen vir ons die hoofgereg, en dan mense soos Dominee Bill bring vir ons pudding, want jy weet, pudding is lekkerder as nagereg. Nagereg is nie so lekker soos pudding nie, maar mense wat soveel ervaring en wedervarings en ondervinding het, bring vir jou pudding. So Dominee Bill, ons sien uit na die pudding van vandag. Baie dankie. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Daar's verlangen in my hart na Jesus. Daar's verlangen in my hart om Hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek. Daar's verlangen in my hart na Hom. Daar is liefde in my hart vir Jesus. Daar is liefde in my hart om Hom te dien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek. Daar is liefde in my hart vir Hom. Daar's verlangen in my hart na Jesus. Daar's verlangen in my hart om Hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek. Daar's verlangen in my hart na Hom.
hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Neem my lewe wat ek leef, die gewyd is meer en meer. Laat my hart geduldig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete skoeihou hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here woorde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na u vraag. Maak my hart vir u tot droom, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Wat die afkondigings betref, die belangrikste, veral vir die jonger mense, is seker dat die skool sluit Vrydag die 27ste. Dan is ons aan die einde van die eerste kwartaal vir hierdie jaar ook alweer. Die Bybelstudie, Dominee het 'n boodskapie uitgestuur, maar net om u te herinner, skuif hierdie week na donderdag, 10:00 en 6:00 donderdag en nie woensdag hierdie week nie, met die wat Dominee nog in die Parel is met die reeks daar. Ons verjaarsdag vir hierdie week is Oom Willie verjaar die 24ste. Oom Willie, as ek reg is, word oom 88 die week. Baie geluk met die verjaarsdag. Ons bid vir oom God se rykse seën toe en baie goeie gesondheid vir die jaar wat voorlê en alle seën vir oom en tannie Ina en oom se familie vir die jaar wat voorlê. Baie geluk
En dan Annelie verjaar volgende Saterdag, die 28ste, nie die 23ste soos daar op die blaadjie aangedui nie, maar ek dink die 28ste val ook nog in hierdie week. Baie geluk met jou verjaarsdag en mag die Here ook vir jou en Alia en jou ma en jou ouma seën in julle huis en mag dit vir jou 'n wonderlike jaar wees. Baie geluk. En dan het ons nog 'n baie spesiale verjaarsdag vandag. Daar is 'n sonnaarskoolmaatjie wat verjaar. Alia verjaar vandag. Kan sy hier by oom Gawie haar persentjie kom kry asseblief? Alia. Ja, is belangriker hierso, nee. Anke Marie, gaan jy nie kinderkerk toe nie? Wil jy by mamma en papa wees? Nie vandag nie, okay. Alia, kyk hoe mooi lyk jy, kom hier so. So Alia word 'n groot dogtertjie vandag, nee, sy verjaardag, spesiale dag. En ons bid dat Here Jesus self jou kom toevou en al sy liefde, nee, en jou sal bewaar. Hier is jou persentjie, Alia. Hier is vir jou kaartjie. Is 'n spesiale boodskapie vir jou en dan hier is jou persentjie. Jy kan mamma hom vashou, hoor. Daar is hy. Baie geluk, hoor. Ons voorbidding die week is vir die Leroux gesin, Kobus Antjie en Kobus Junior. Ons bid vir hulle en dan vra ons ook nog voorbidding vir Tannie Antoinette Bouwer en vir Tannie Petra Rister wat op ons siekelys is. Ons gaan dan nou die eredien met ons offergawe en ons tiendes. Baie dankie. Liewe Heer, ja, ons wil in nederige afhanklikheid van U voor U kom buig. Here, en vir U dankie sê dat U vir ons voorsien, dat U vir ons gee en dat U ons in staat stel om terug te gee. Here, ja, ek wil bid dat ons altyd met 'n hart van dankbaarheid en van vreugde sal teruggee aan U. Here, want U is die een wat die hart ondersoek.
Here, U kyk na die hartsgesindheid waarmee ons gee, die hartsgesindheid waarmee ons U dien, die hartsgesindheid waarmee ons alles vir U doen. Here, mag dit altyd tot lof en tot eer van U naam wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Goeiemôre liewe vriende, jammer dat het my so rukkie vat om op te warm. Eers het ek gewonder of julle my gaan sien of nie. Julle het seker vergeet van Dominee Johnny Minnie. Hy het nie in 'n gemeente gaan preek as hulle nie beloof daar is 'n platformpie vir hom om op te staan nie. En ek dink as ek weer hierheen kom, gaan ek vra, het julle die platformpie vir my? Ek weet die Bybel sê ek moet minder word. Maar dit beteken nie ek moet heeltemal wegraak nie. So baie welkom ook van my kant, elke inluisteraar, elkeen hier teenwoordig vandag. Dis 'n wonderlike genade voorreg van die Here wat hy vir ons gee met hierdie pragtige fasiliteite en ook met die vryheid van godsdiens in 'n wêreld wat baie deurmekaar is, wat baie angs en onsekerheid uitstraal vir die wêreld en nie vir die kind van die Here nie. Ons leef in opwindende tye waarvan Jesus gesê het, 'n tyd wanneer see en branders dreun. Laat my maar dink aan die spanning daar in die golf van Hormuz en die spanning daar in die ooste en ook in Oekraïne en Rusland. See en branders dreun. En dan sê die Bybel wanneer mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Hy het gesê, dit is die aanduiding, my koms is naby. Kinders van die Here, kom ons word opgewonde. Kom ons sien hierdie dinge. Ons het medelee met mense wat ly. Ons ervaar lyding, maar dit kry ons nie onder nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my, het Jesus gesê. Daar wag vir ons 'n beter dag. Daar is vir ons 'n heerlike en onbeskryflike toekoms waarvan die Bybel baie seker en duidelik is. Ja, ek wil nie te veel en te baie praat nie, ek wil net sommer ook verskoning maak, as ons nou na die tyd nou nie hier lekker tee gaan drink nie. Ek wil graag, nou kan ek dit van my afvat, ek wil graag my vroukie help om haar kinders te verwelkom as hulle die laaste skof van die epi klaar maak. Die seun en sy vrou, nou goed gery tot vandag toe, en sy sal hulle baie graag net wil inwag en verwelkom. So ons hoop hulle stap 'n bietjie teen die bilte uit ook, dat hulle nou nie voor haar daar is nie. So as jy ons verskoon wanneer ons dan na die diens maar direk verdaag of vertrek, want dit is omtrent die tyd dan wanneer hulle verwag word. Ek moet daarom net hier by Ali se ete aansluit by sy spyskaart, en ek wil sê, ek is bly ek val by die pudding in, want ek is baie lief vir nagereg, en die woord van die Here is vir my pudding, en dis nie onbybels nie, ek het net gou weer op my selfoon seker gemaak. Dit was Esegiel, vir wie die Here gesê het, hy moet hierdie boekrol vat, en hy moet sy ingewande daarmee volmaak. Dis met die woord van God.
En hy sê, dit was soos heuning, so soet. Dit was vir my pudding, sê hy. So, ons vertrou dat u die woord van die Here ook so sal geniet, nie net inneem nie, geniet dit ook. O Here, Here, onse Here, Here, stuur u waarheid, stuur u lig, laat die ons lei en laat die ons bring tot op die heilige berg en tot binne in u woning. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk. Dit kom van God, ons Vader, deur Christus Jesus, onse Here, en word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Vriende, ek nooi u om saam met my te lees uit die woord van die Here, en terwyl u dit oopmaak, Johannes hoofstuk 13, wil ek net sê, is my voorreg om so 'n bietjie van gemeente tot gemeente te gaan met 'n skotteltjie en 'n doekie om voete te was. So 'n paar gemeentes hier en daar bedien. Weer eens aan Dominee Johnny Minnie gedink, toe hy op 'n stadium 'n reeks boodskappe gebring het oor Johannes die Doper, en hy het 'n studie daarvan gemaak, lank daarby stilgestaan, en toe ewe toe ons op 'n plek kom, toe sê hy so droog soos hy dit kan sê, hy sê, ag, ek het maar hier in die Kaap Johannes die Doper in my aktetas ingepak, en so van gemeente tot gemeente gegaan. So ek het nou in my kar se kattebak 'n skotteltjie gepak en 'n doek, en nou al hier by 'n derde gemeente uitgekom. En dit is vir my wonderlik hoe die Here elke keer vir my net 'n ander aanslag gee. Ek glo elke gemeente is anders. Iets anders wat beklemtoon word, iets wat uitgelaat word, wat nie nodig is of nie in my hart leef nie. Maar mag die Here gee dat dit vir ons juis in hierdie tyd van besondere betekenis sal wees in hierdie aanloop tot en met die Paasfees. Johannes 13. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe, en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was, en afdroog, met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Here, gaan nie my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Verskoon die onderbreking in die lees van die woord van die Here, is nie 'n goeie gebruikie, maar ek moet daarom dit net hier beklemtoon. Moet nooit te oortuig wees van jou oortuiging nie. Moet nooit te uitgesproke wees oor wat jy weet en wat jy glo en hoe jy voel nie. En wat jy weet nie. As daar nou ooit 'n bewys was van hoe verkeerd 'n mens kan wees en hoe vinnig jy verkeerd bewys kan word en hoe snel jy kan omswaai, net so radikaal as wat jy oortuig was na die een kant toe, net so radikaal as jy skielik oortuig na die ander kant toe. En nou gaan jy dit verstaan as ek verder lees. U sal my voete in der ewigheid nie was nie, sê Petrus vir Jesus. En dan vers 8,
Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie, want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here, Griekse woord Kyrios, en meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n slaaf is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Sien die onderskeid tussen die weet en die doen. Kom ons buig die hoofde, dan doen ons weer 'n gebed. Hemelvader, in aanbidding kom buig ons voor U. Ag Here, ja, dank ons U dat U ook net soos met Esegiel voor ons die boekrol kom neersit en sê, vul jou ingewande daarmee. Dat U ook, Here, vir ons die heerlike ervaring wil moontlik maak, om dan ook die soetheid van U woord, die aangenaamheid van U woord, Here, die verkwikking daarvan, te kan smaak. U sê ook ons moet smaak en sien dat die Here goed is. U sê ons moet ons mond wyd oopmaak, sodat U dit kan vul. En Here, dis ons gebed, soos U ook gesê het, U het brood om te eet, wat nie van hierdie wêreld is nie. Ja, Here Jesus, dat ons ook so die brood, die U woord sal sien, U sal sien as die brood en die water van die lewe, wat ons verkoop en wat ons versterk. Here, dit wil ons veral kom bid in hierdie tye waarin ons leef. Dat soos die psalmes sê, Here, dat wanneer die gedagtes in ons vermenigvuldig, wanneer ons koppe begin raas, wanneer ons bekommerd en deur mekaar raak, radeloos is, Here, dat U vertroostinge ons sal verkoop, U woord ons sal kalmeer, en ons sal lei, en gee genade dat ons sal opkyk, en weet, dat U koms naby is, voor die deur. Maar daarmee saam, Here, dat ons ook sal bly wees, dat U nog vir ander 'n geleentheid gee, ander wat U nie ken nie, om hulle te skik om U te ontmoet, om hulle saak met U reg te maak, om Jesus aan te neem, om sondevergifnis te ontvang, om gered te word, en saam met die bruid van Jesus weggeraap te kan word. Dierbare Here Jesus, hoor ons, as ons dan bid vir hierdie oorloggetuisterde dele van die wêreld, ook hier in Afrika. Here, as ons kom bid, Vader, vir siekes, vir swakkes, as ons vanmôre ook bid vir Dominee Andrew, wat met die diensreeks in die Parel begin, Here, kan vra dat U asseblief ook daar harte ontvanklik sal maak. En Here, kom doen ewigheidswerk. Vader, wil U hom ook so bewus maak van die
vars nuwe salwing, terwyl hy die woord bedien, dat hy ook so vars toegerus sal terugkeer en die gemeente hier sal bedien met nuwe ywer en nuwe verwagtinge. Here, ja, seën vir hom en John ook in hulle bedieningswerk. Vader, bewaar hulle en hulle gesin ook as teikens van die sielevyand, wat so op leraars gerig is en hulle gesinne gerig is. Here, so dank ons U vir die gemeente, ons dank U vir die kerkraad, ons dank U vir elke bediening in die gemeente. Here, ons kan maar net saam voor U kom buig en bid, dat U, Here, in hierdie tyd voor U koms, 'n heerlike, Godgewerkte herlewing sal gee, en Here, dat U die gemeente kragtig sal gebruik in hierdie dae, om die oes, wat nog op die lande staan, in te kan samel. Hoor ons, Here, ons bid hierdie dinge, in die wondernaam van Jesus. Amen. Nou vriende, dis hierdie week, hierdie Sondag is dit die 5de van 7 Lydenssondag. Dis 'n tyd waarin ons op 'n besondere manier die Here Jesus se lyding en sy liefde vir ons herdenk. Petrus, die apostel Petrus skryf ook in sy sendbrief, hy sê dat Christus vir ons gelei het en vir ons 'n voorbeeld nagelaat het, dat ons in sy voetspore kan volg. Interessant hoe die wêreld in kerklike kringe Jesus se voetspore volg. Maar dis net wat die wonderwerke betref. Dis net wat al die wyshede, en dis net die gesag wat hy gehad het. Dis al wat hulle navolg. En jy hoor nie van sy lyde, en jy hoor nie van die rede waarom hy gelei het, jy hoor nie dat dit is as gevolg van die sonde, die verlorenheid van die mensdom, wie se sonde, wie se lyding, se smarte, se siektes, hy op hom kom neem het nie. En dat ons, wanneer ons so ly, gemeenskap sal hê aan sy lyde, deur te weet, dis wat hy deurgemaak het vir my as sondaar. Dis wat hy gelei het vir my. As sieke, dis wat hy gelei het, daarom kan ek hom vertrou vir my genesing. As een wat getraumatiseer is, wat 'n trauma dit ook al mag wees, hy het my smarte gedra, hy's getraumatiseer vir my aan die kruis en op die lydensweg. So sluit ons dan nou vandag by Jesus aan, op die Woensdag voor die kruisiging, op die lydingspad, in gemeenskap met sy lyde daar, om te leer wat het hom gedryf na die kruis, en waartoe dryf dit vir jou en vir my, en wat dit beteken om ons kruis op te neem. Want dit bly die absolute onverbiddelike eis van die Here Jesus aan mense wat sê dat hulle hom volg. Mense wat sê ek het Jesus aangeneem. Mense wat sê ek is 'n Christen. Daar is een standaard. Daar is een onverbiddelike eis. En Lukas 9 vers 23 sê Jesus dit: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Ek ken myself nie. En hy moet sy kruis opneem en my volg. Ja, vriende, mag die Here gee dat ons dan ook so by hierdie dag sal sien, wat was die kruis vir Jesus hier op hierdie lydensweg, wat het dit alles behels. Te veel om te noem by een geleentheid, maar so, daarom staan ons by sulke grepe stil, soos ook hier, saam met Jesus en sy disippels, waar hulle bevind in 'n groot vertrek, wat spesiaal voorberei is vir die Pasga, die viering van die Pasga. Dit sou die laaste Pasga wees, en dit sou die eerste nagmaal wees.
Die disippels het nie besef, hulle het nie geweet dat Jesus het vooruit reëlings getref nie. Dit is net 'n wonderlike voorbeeld liewer van hoe Jesus agter die skerms werk, ook in jou en my lewe. Hoe hy die pad van ons oopmaak. Jesus sê toe hulle vir hom vra, of toe hy vir hulle sê hulle moet die Pasga gaan voorberei, toe vra hulle, Here, waar moet ons dit doen? En hy sê vir hulle, gaan daar in die stad, en daar sal julle 'n man teekom of ontmoet, en hy dra 'n kruik met water, volg hom. En wanneer hy by 'n huis ingaan, gaan daar en sê vir die eienaar, sê vir daardie persoon, hy kry nie eens 'n naam nie, iemand wat 'n baie groot rol speel in 'n baie kritieke tyd in Jesus se lewe. Hy kry nie 'n klop op die skouer, hy word nie uitgewys, dis sy naam, dis sy adres, hy kry nie daai medalje om die nek soos die fietsryers en die hardlopers kry nie. Dis maar net 'n man. Maar sê net vir hom, die meester het gesê dat die plek, dat die tyd gereed is en dat die plek nou beskikbaar moet wees. 'n Groot vertrek. En toe hulle daar kom, toe vind hulle dit so en hulle berei die Pasga. Dis daar, in daardie vertrek dan, waar hierdie gebeure wat ons gelees het en wat daarop volg, afgespeel het. Daar waar Jesus, soos tot in hoofstuk 17 van Johannes se evangelie, hierdie laaste gesprekke met sy disippels gehad het. Hoe kosbaar moet dit nie vir ons wees nie. Maar wat ons hier sien as die hooftema of dan tema van die boodskap is waar Jesus as slaaf ly vir ons. Jesus ly vir ons as slaaf. Hier in hierdie vertrek openbaar Jesus hierdie gestalte van hom as 'n slaaf. Dis wat Filippense 2 vir ons sê. Hy het homself ontledig. Sy godheid het hy dan so eenkant gesit, nie weggedoen nie, kon nie tot niet gemaak word nie, maar hy het dit eenkant gesit, en hy die gestalte, sê die Bybel, van 'n slaaf aangeneem. Die ongelukkige vertaling in ons Afrikaanse Bybels en in die Engelse Bybels. 'n Man het 'n studie gedoen hiervan, hy het, ek dink in die 24 of wat Engelse vertalings nagegaan, en in elke vertaling is die woord doulos vertaal met servant. In elke vertaling in die Afrikaanse Bybels is dit dienskneg. Waar sou dit vandaan kom, terwyl dit doulos slaaf is? Nou, ons moet daarna kyk, vriende, want Jesus het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, binne die konteks en betekenis van wat dit was om 'n slaaf te wees in sy tyd. Nou, die rede wat die studie van 'n ander persoon dan opgelewer het, is dat dit bloot gegaan het om die aanstoot wat die woord slaaf gee. Dit gee aanstoot om 'n slaaf-eienaar te wees, is 'n vieslike ding in ons tyd, as ek so 'n woord kan gebruik. Om 'n slaaf te wees is ongehoord in hierdie tyd van menseregte en in hierdie tyd van vryheid van enigiets tot enigiets. En daarom vind ons dat die duiwel al van vroeg af, selfs in die tyd toe daar nog slawe was, is hierdie woord slaaf uit vertaal en die mooi naam van 'n dienskneg gekry. 'n Dienskneg is iemand wat in diens geneem word, met wie daar 'n ooreenkoms is, en iemand wat 'n loon ontvang, en wat 'n pligtestaat het, en wat enige tyd kan bedank of kan loop, of afgedank kan word. 'n Slaaf is die eiendom van iemand anders. 'n Slaaf is iemand anders se besitting. 'n Slaaf in die Bybelse konteks het geen regte gehad nie. Geen regte nie.
'n slaaf is gehiet en gebied. En Jesus het ook 'n besondere, dink nie, dit was 'n gelykenis nie. Hy het maar net sy disippels gevra, wat dink julle? Sy man het 'n slaaf en hy sê vir hom, gaan uit en gaan doen die werk op die land en doen dit en doen alles en doen die een ding na die ander en doen dit so. Hy sê, dan kom die slaaf jou aan by die huis. Kom hy daarin, gaan daai meester van die slaaf nou sê, ag, kom hier, my moege slaafie, kom sit hier aan, laat ek vir jou 'n lekker ete voorsit, jou voete was, laat ek vir jou gemaklik maak. Jesus sê, gaan hy dit doen? Hy sê, nee, verseker gaan hy dit nie doen nie. En dan sê Jesus, net so moet julle weet, en ook kan sê, ons is onverdienstelike diensknegte, nadat julle alles gedoen het. Nadat julle alles gedoen het. Ag, liewe broer en suster, ja, die Here Jesus beklemtoon dit. 'n Slaaf het 'n eienaar, en in hierdie geval, Jesus, in sy godheid, die eienaar Kurios, van elkeen van sy navolgers, wat dan die doulos, die slaaf is, wat in jou verhouding met Jesus geen regte het nie, geen vryheid het nie. Maar Jesus kom, deel van sy lyding, en hy moet hierdie gestalte kom openbaar. En om dit te openbaar, is nie vir hom so lekker, so maklik nie. Ons lees dan in die gebeure na hierdie laaste maaltyd, waar Jesus gewaarsku het, dat een van hulle gaan hom verraai, en hy het sekere tekens gegee, en hy het vir hierdie man kanse gegee, later nog kanse. En dan lees ons in Matteus 26 vers 14 en 15. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters. Dis nou die een vir wie Jesus gesê, dis die een wat sy hand saam met my in die skorrel sal steek. En toe Judas dit gedoen het, het hy opgestaan en uitgegaan. Die Bybel sê dit was nag. Ons weet hoekom. En hy het uitgegaan, een van die 12, en hy gaan na die owerpriesters en sê vir hulle, wat wil u my gee? En ek sal hom oorlewer. En die Bybel sê, en hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. Vriende, dit gryp my so diep aan as ek hieraan dink. Waar kom dit vandaan? 30 silwerstukke. As jy terugblaai in die Bybel, Eksodus 21 vers 32, dan lees ons daar in die wette van Moses, dat dit genoem word dat as 'n os 'n slaaf sou stamp en doodmaak, die eienaar van daardie os 30 silwer stukke of 30 silwer sikkels aan die slaaf se meester moet betaal as vergoeding vir daardie slaaf wat doodgemaak is deur sy os. Dit was die gemiddelde prys van 'n slaaf in daardie tyd. 30 silwerstukke. Dan het ons die profeseë ook in Sagaria hoofstuk 10 vers 11 en 12 wat dit net so profeteer. En ook sien ons dat Matteus dit aanhaal in Matteus 27, behalwe dat hy sê Jeremia het gesê, soos geskryf, terwyl dit eintlik Sagaria is, maar daar is 'n rede hoekom hy na Jeremia verwys in daardie konteks van skrifeksegese, waaroor ek nou nie met u gaan praat nie. Maar dis profeseë aangaande Jesus se gestalte as 'n slaaf. En die bedrag wat hy voorbetaal is, vriende, is verstommend dat dit so akkuraat kan wees. Ja, hier 2 dae voor die kruisiging word Jesus verkoop vir 30 silwerstukke. En dan kom die Here Jesus en hy gee 'n demonstrasie van slawe diens. Hoe doen hy dit?
Hoe demonstreer hy hierdie slawediens? Ek wil maar vooruit sê, hy demonstreer nie hier hoe ons mekaar se voete letterlik was en daardeur ons mekaar se sondes vergewe en daardeur vir mekaar sê ek het niks teen jou nie. Dit het niks te doen met dit wat Jesus hier demonstreer nie. Dis hoekom ek nie 'n skotteltjie hier gehad het nie. Anders sou ek 'n skotteltjie hier hê en 'n doek gehad het. Maar vriende, soos ons sal sien, wat Jesus self sê, hy hier demonstreer, sou dit vir my makliker wees, om dit met 'n skottel en 'n doek te doen. En u as gehoor sou makliker oortuig word, en daaraan deelneem, en u sou bereid wees om elke Sondag hier, ook 'n skottelwas seremonie te hê, of liewer 'n voetewas seremonie te hê, as deel van die erediens. Want ons leef in 'n tyd wat ons bemagtig wil word en dinge wil doen en dinge wil sien en dinge wil beleef. Ons leef in daardie tyd, vriende. Maar ek wil vir u sê, vooraf, dit gaan nie vir jou en my so maklik wees om hierdie demonstrasie van Jesus te neem en te verstaan wat hy regtig vir ons sê en hieruit te stap en te weet, ek is 'n onverdienstelike diensknegt. Ek is 'n slaaf van Jesus. Ek het geen regte nie. En ek dien en bedien. En nou is dit nou 'n tipe van 'n, daar's 'n mooie uitdrukking in die Afrikaans vir dit, maar ek dien en bedien voor die voet. Wie ook al voorkom, wat ook al voorkom. Dit is die toets. Dis wat nie so maklik is nie. En dis waarom ons eerder na die sigbare en hierdie uiterlike goeders gaan. Jesus demonstreer. Hy initieer die nederigste taak. Om in 'n huis te kom in Bybelse tye en om 'n skottel te gee en water, 'n doek vir die gaste, was die werk nie van die gasheer nie. Dit was die werk van die laagste, nederigste slaaf in die huis. En hier kom Jesus, hy's by sy disippels, daar is nie so iemand nie. Vers 4 het ons gelees, en hy het van die maaltyd opgestaan, hulle het al aan die tafel gesit, wat berei is vir die Pasga. Hy staan op van die tafel. Hy los die tafel, met die diep simboliek van hom as die paaslam wat vir ons gekruisig word, die laaste paasfees, die eerste nagmaal. Hy los dit. Hy het iets wat swaar op sy hart lê. En hy demonstreer dit, wanneer hy sy boekleed uittrek, en 'n doek neem, om hom vasmaak, as simbool van sy ontlediging, in sy godheid, as demonstrasie van sy slaaf, posisie wat hy inneem, deur aan die mense gelyk te word. Vers 5 sê, daarna het hy 'n skottel, het hy 'n water in 'n bak gegooi liewer, en die voete van die disippels begin was en afdroog, met die doek wat hy omgehad het. Dit was iemand anders se taak. Dit was iemand anders se taak, maar niemand het dit gedoen nie. Daar was nie iemand anders nie. Al was dit die laagste, nederigste werk, dis nie benede Jesus nie. Hy beveel nie iemand anders om dit te doen nie. Ek en jy sou gesê, Judas, bring daar 'n bak met water, kom kniel voor ons almal, kom was ons voete, want ons weet mos van Judas. Nee, Jesus beveel niemand anders nie. Hy neem die inisiatief. En so sê die Here vir ons in Filippense 2 vers 3 en 4, die gedeelte wat net voor hierdie beskrywing van sy ontlediging en sy slaafwording, die verse net voor dit, sê hy dan so duidelik vir hulle, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook elkeen na die ander sin. Jesus demonstreer dit.
Sal jy dit vat? Sal jy dit kan navolg? Maar ons sien verder dat Jesus tree dan so as slaaf op uit liefde en nie uit dwang nie. Al is hy slaaf, al is hy oorgegee daartoe, al ly hy daaronder. Vers 1 het ons gelees, dat hy verwys, dat hy het geweet dat hy oorgaan na die Vader. En omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad het tot die einde toe. En nou weet hy, dis die einde. En nou doen hy dit wat hy doen, hierdie slawediens, uit liefde. Nou vriende, hierdie verwysing na liefde is nie toevallig nie. Jy sien, as slaaf doen hy dit, en nie, doen hy dit, maar nie uit dwang nie. Want wat in 1 Korintiërs 13 vers 3 staan, het ook op Jesus betrekking. Dit het ook op 'n slaaf betrekking. En daar staan, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons om slawediens te doen. En hy sê die rede is, want ek is van oordeel, dat as een vir almal gesterf het, hulle almal gesterf het. En hy, Jesus, het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en ook opgewek is. Vir wie leef jy? En hoe leef jy vir hom? Soos een wat leef uit liefde vir 'n ander wat vir my gesterf het, sodat ek kan lewe. Hoe dan anders as uit liefde gedryf? Ons stap aan en ons sien dat daar in vers 2 melding gemaak is, dat die duiwel dit al in die hart van Judas Iskariot ingegee het om hom te verraai. En verder aan het ons gelees, Jesus het dit al geweet. Jy sien vriende, Jesus dien as slaaf, ten spyte van die teenwoordigheid van die duiwel, ten spyte van die werk van die duiwel, ten spyte van daardie werk van die duiwel, in iemand se hart en lewe wat nou hier teenwoordig is. In daardie groot vertrek, wat spesiaal voorberei is, vir die Pasga. Wat sê dit vir ons? Ons kan so maklik oor ander struikel. Ons kan so maklik aanstoot neem, omdat iemand anders so gruwelik is of doen. Omdat iemand miskien self so duiwels opgetree het, en ek miskien al besluit het, hierdie oom of tannie is van die duiwel. Jesus het dit nie gedink en gewonder, terwyl hy nie die reg het om dit te doen nie, ek en jy het nie die reg nie, maar Jesus het dit geweet, en het die reg gehad. Maar wat doen hy, vriende? Jesus, wanneer hy die voete was, dan was hy ook Judas se voete. Hy was ook Judas se voete. Ja, vriende, die Here Jesus wil vir jou en vir my sê, ons kan so maklik pad gee. Mense gee pad selfs uit 'n gemeente oor een enkele uitsondering in 'n gemeente. Miskien omdat hulle so bietjie persoonlik ook geraak het. Maar hoe gaan jy kan sê ek is 'n slaaf van Jesus, wat vir ons hierdie voorbeeld van totale onderdanigheid sonder aanneming van die persoon. Dit maak nie saak wie en wat se status die mense het nie.
En hier staan ons beskaamd, vriende. Ons loop op straat uit en daar is sekere mense, as die veld donker genoeg is, dan sal ons so makkelijk leesstof uithaal en uitdeel. En sê, lees dit, hoor. En ons sal so makkelijk vraag, ken jy vir Jesus? Vriende, wanneer hy man uitklim uit daar die Porsche van hom, en hy so staan en terugkyk na hierdie kar, en kyk wie sien hom. Wie van ons gaan dan sê, meneer, ek het vir jou iets kosbaar om te lees. So graag hier moet lees. Weet jy, is meer werd as hierdie pragtige Porsche van jou. Nee, vriende, ons weet, ons sal op ons knieë, sal ons in hierdie shacks inkruip. Vir mense sê, jy moet Jesus aanneem uit jou lief. Maar ons sal by daai huis met sy marmerpilare en trappe, sal ons nie naby kom met die evangelie nie. Want ons is aannemers van die persoon. Die Here is dit nie. Hulle is net so verlore. Hulle het Jesus net so nodig, soos ek en jy. En dan sien ons dat Jesus vir ons verder demonstreer, dat ons moet bereid wees om bedien te word. Ons moet nie net bedien nie. Toe hy by Petrus kom en vir Petrus sê, of Petrus vra, Here, gaan hy my voete was? Ekskuus tog? En Jesus antwoord vir hom, wat jy nou doen, begryp jy, wat ek doen, begryp jy nie. Jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê, jy sal in der ewigheid nie my voete was nie. Vriende, die weiering om goed aangedoen te word, die onvermoë om te ontvang, is een van die boesemsondes van kinders van die Here, wat maar net wys wat 'n plek hoogmoed en trots nog in ons lewens het. En ek kan baie voorbeelde vir u noem, maar ek wil graag net hê u moet regtig weet waarna ek verwys. Vriende, wanneer iemand kom en vir jou sê, die Here het op my hart gelê om met jou te deel. Iemand kom met 'n woord na jou. Wat is ons eerste reaksie? Kom ons wees eerlik. Ek het dit gehoor, kinders van die Here sê, man, die Here sou dit vir myself gesê het. Hoekom het hy dit dan nou vir die evangeliste gesê? Vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes, om vir jou en my te sê. Nee, die Here sal dit homself vir my sê. Iemand kom en sê, hoorie, ek dink aan jou die gebed. Ek hoop jy bid vir iets mooi vir my. Wat dink jy nou van my? Ek het nou gebed nodig. Ek sal in der ewigheid nie laat iemand vir my bid nie. Ek sal in der ewigheid nie 'n boodskap deur iemand anders kry nie. Wees versigtig, hoor. Iemand anders se boodskap moet met die woord ooreenkom. Dit moenie waarsêry wees nie. Dit moenie 'n profesie oor jou lewe wees nie. Dit moet 'n boodskap wees, so sê die Here, wat betrekking het op jou verhouding met die Here of op jou lewe of om jou te bemoedig. En as dit 'n vermaaning is, moet jy dit des te meer aanvaar. Net soos as dit 'n bemoediging is. Die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit. Here het op my hart gelê om dit vir jou te sê. Dit is wonderlik. Maar nou kom ek hier, die Here sê, ondersoek jou hart en maak seker of Christus in jou hart is. Sjoe, wie is jy om dit vir my te sê? Ons weet mos nie, wat sê ons? Jy die dominee. Jy kan 'n pastoor word, man. Nee, liewe broer en suster, in der ewigheid nie vir my nie. Mag die Here gee dat ek en jy nie hierdie fout sal maak nie. En toe Jesus vir hom sê, man, dan jy geen deel aan my nie. Dan jy geen deel, jy's dan nie 'n slaaf nie. Jy's nie my eiendom nie. Jy's nie die een vir wie ek betaal het met my bloed nie. Jy's nie die een wat aan my behoort nie. Dis 'n strawwe toets hierdie, vriende. Maar toe Jesus dit vir hom toe sê, o Here, nee, sommer my hande, my kop ook, Here. Skielik word hy bewus miskien van die luise of van die erge skimmel wat hy mee sukkel al so lank.
Nee, Here, gee my sommer 'n total makeover. En die Here sê vir 'n man wat gewas is, wie gewas is, het nie nodig dat hy weer gewas word nie. Maar net dat sy voete gewas word. En weet jy, wat die Here Jesus vir ons hier leer is, die groot onderskeid tussen regverdigmaking en heiligmaking. Regverdigmaking wanneer ek Jesus aanneem as verlosser en saligmaker en glo dat hy deur sy verdienste, deur sy bloed en lyding, het hy my sondeskuld ten volle betaal. En deur in hom te glo, hom aan te neem, sy slaaf te word, geheel en al gehoorsaam saam aan hom te wees, en sy naam in die wêreld te gaan verkondig. Daardeur het God my eenmaal en vir altyd, en dis 'n regsterm wat hier gebruik word, dis soos uit 'n hoër hof, regtens, regverdiglik, dis 'n juridiese term, regverdig verklaar, vir ewig en vir altyd, die sondaar, wat 'n sonde jy ook al gedoen het, wat jy nou in jou lewe het en wat jy ook al gaan doen, dis nie te sprake nie, dit is te sprake in 'n ander sin, of opsig. Maar daarom kan jy weet, as ek vandag sterf, sal ek hemel toe gaan. Daarom kan jy weet dat jy 'n kind van die Here is. Anders vertrou jy tog nog op jouself, as ek nie sondig nie, as daar nie iets in my lewe is nie. Jesus maak volkome regverdig. God het hom wat geen sonde geken het nie, sê 2 Korintiërs 5 vers 19, hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Maar nou gaan ons aan met die lewe, ek het Jesus aangeneem, ek is gered, ek het die getuienis van die Heilige Gees, en hoeps, wat nou? Hier trap ek in 'n slaggat, en ek weet ek het nou gesondig. Ek is op die pad van heiligmaking. As ons sê ons het geen sonde nie, dan lieg ons, en maak ons God tot 'n leienaar. Maar as ons gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus is besig voortdurend die hele tyd om ons te reinig van alle sonde. En ek kan hierdie sonde bely en laat staan. Ek moet net seker maak dat ek daai volle wassing gehad het. Ons sien dat 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11 vir ons 'n lys gee van mense wat nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Dan noem hy die sondes by naam, om reg te laat geskied, en te sê, ons is nie bang om sonde by die naam te noem nie, ons is nie skaam nie, staan in die Bybel. Die Here Jesus het dit gedoen, Paulus doen dit, moenie dwaal nie, geen oreerders of afgodedienaars, of egbrekers of wellustelinge. Kyk net, wellustelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, ons het nou by almal verbygekom, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Dis wat die Bybel sê, hulle is buite, uitgesluit. Maar hoor wat sê hy? Maar, en dit was sommige van julle, selfs wat hierdie gruwelikhede betref. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig. Hoor mooi, nie in water, druppeltjies, of vlak, of diep nie. Nie deur die doop nie, is hierdie afwassing nie, in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van God. Dis hoe ons gewas word deur die woord en deur die Gees. En dan leef ons voort met die versekering, die Here kom deur sy Gees en hy oortuig ons van sonde, as ons sou sondig.
En ons bely dit, want as ek waarlik sy slaaf is, dan is ek so jammer, Here, dat ek U bedroef het. My meester, wat nie 'n wrede meester is nie, 'n liefdevolle meester, vergewe my asseblief. Ek is jammer dat ek U teleurgestel het. Here, kom my swakheid te hulp. En dan, vriende, kom die Here Jesus met hierdie wonderlike verklaring ten laaste, dat dit is nie opsioneel nie. Hy sê in vers 13, julle noem my meester en Here, julle is reg, ek is dit. As ek dan die Here, Kyrios, en meester is, julle voete, julle doulos, slawe se voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Ja, ook die Judas onder julle, sonder aanneming van die persoon. Hy sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, so ook te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n slaaf is nie groter as sy heer nie. Wanneer jy slawediens weier, wanneer jy slawediens omseil, wanneer jy dit vermy, dan ag jy jouself beter as Jesus. Dis vreeslik. Here, bewaar my daarvan. Hy's nooit groter as sy heer nie. Ja, mag die Here vir ons ook dan net kom bemoedig met die geluk wat dit bring om 'n slaaf van Christus te wees. Vers 17, as julle hierdie dinge weet, as julle dit weet, salig, baie gelukkig is julle as julle dit doen. As julle dit doen, wil jy gelukkig wees? Wil jy gelukkig wees? Wees 'n slaaf van Jesus? Demonstreer hierdie onderdanigheid, hierdie liefde wat jou dryf, hierdie nederigheid, hierdie omgee. Demonstreer dit in 'n gebroke wêreld. Jy sal gelukkig wees. Meer as wat jy ooit sou kon dink. Mag die Here gee dat ons hier sal uitmekaar gaan vandag met hierdie een lewenslose, hierdie visie, hierdie missie, alles net een. U is Kyrios, ek is doulos. Kyrios, doulos, 'n onverdienstelike slaaf. Amen, mag die Here ons in dit versterk. Dierbare, wonderlike Here Jesus, ons buig in aanbidding voor U. U wat vir ons geword het, 'n slaaf, in die diepste vernedering, maar met die grootste bereidwilligheid, omdat God liefde is. Dierbare Here, dankie dat U dan ook so vandag ons dienswerk kom toets. Dankie dat U ons gewilligheid, bereidheid, gehoorsaamheid kom toets. Maar meer as dit, Here, U kom en U hou die wonderlike geluk en vreugde daarvan aan ons voor. Want eendag gaan ons voor U verskyn. En hoe heerlik gaan dit wees wanneer ons uit U mond hoor, mooi so, goeie, getroue slaaf. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Hoor ons, Here, as ons bid vir die vervulling en krag van die Heilige Gees, sodat Jesus, die knegt van God, die slaaf van die hemel, in ons, in my lewe, gestalte sal kry. Amen. Ons
sing staande ons slotlied. O Heer my God, as ek in eerbied wonder. As ek in eerbied wonder en aan die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, vir klein, vir groot, vir almal, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. Die seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koning heerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. U maak ons deel van al die goedse werke. U laat ons bid, dat die recht mag kom. En kom U Vriend, in eerlijkheid opmaken. Maak U volkomen, niet U eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. En so sal die Here jou as slaaf seën en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef
en aan jou as slaaf sy vrede gee. Amen.